ietsie met die deel. En ek wil hê my hart oopmaak vanmôre. Ek moes nou heeltemal improvise, want die boodskap wat ek voorberei het en 'n mooi slideshow gedoen het, dit gaan ek nou volgende week doen, omdat ek dit nou nie saam met die slideshow kan doen nie. En ek gaan die impak verloor as jy sekere goed nie gaan sien nie. Maar ek wil vanoggend met u iets deel. Nou ek het vanoggend, toe ek wakker word, toe word ek wakker met hierdie gedeelte uit Psalm 27. En toe ek nou deur het gaan daar in die kantoor waar ons saam gebid het en net rustig geraak het, is daar 'n paar goed wat vanoggend het die Here my gevra het, maar in die bidkamer of daar waar ons gebid het ook 'n klop goed gesê. Dis 'n Psalm ook van Dawid, Psalm 27, soos 2:7. Dawid skryf, die Here help my deur die donkerste krisis. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel, hy red my. Omdat hy my help, is daar niks waarvoor ek bang is nie. Die Here beskerm my, waarvoor sal ek dan bang wees? Dan vers 4, Dawid skryf, daar's een groot wens in my hart. En dit wil ek met my hele lewe najag. Dat ek my hele lewe lank by die Here mag bly. Sy wonderlike nabyheid wil ek dag en nag beleef. Ek wil ervaar hoe goed hy vir my is. Ek wil weer daaroor nadink wanneer ek hom aanbid. Nou almal van ons wat hier sit, is al deur donker krisis, is ek reg. En baie van julle is nou onlangs deur donker krisis. Weet pastoor Wiets het gister 'n verskriklike donker krisis gehad. Want een van sy familielede, hy moes gaan help om self opgaan. Dis donker krisis. En dit was so verstommend toe hy vanoggend daaroor praat, hoe die Here gehelp het om hom te gebruik om my familie deur hierdie krisis nou te help en net daar te wees vir. Jy sien, ek en jy gaan hierdie donker krisisse beleef. Ons bid dat dit nie sal gebeur nie, maar dit gaan gebeur. Dis deel van die lewe. Dood gaan jou op een of ander stadium tref. As die Here nie voor die tyd gaan kom, hy gaan dood jou direk tref. Jy gaan doodgaan. Ek gaan doodgaan. Op 'n stadium. En daar is absoluut zero, niks wat ek en jy nou kan doen nie, dis deel van die lewe. So die donker krisis is ook deel van die lewe. En nou wil ek vir jou sê, hou op om te sê, wat het ek verkeerd gedoen? Want dit gaan oor wat jy verkeerd gedoen het, nie. Ons sal altyd sê, dit gaan so rof met my, ek het weer iets verkeerd gedoen. Luister, God is nie daar om ons heeltyd te straf en te kastei nie. Hy is 'n liefdevolle God. Hy is wel daar om jou deur daai krisis te dra en vir jou te help. Wat skryf Dawid? Hy sê, die Here help my deur die donkerste krisis. God dra vir my en jou deur en hy help ons. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel en hy red my. Omdat hy my help, is daar niks waarvoor ek bang is nie. Die Here beskerm my, waarvoor sal ek dan bang wees? Weet, ons het heeltyd aanvalle, ook in die gemeente, nie fout maak nie, dis daar. So 'n paar weke terug het ons kompressor opgepak van die yskas, so die yskas staan nou nog en ons het klop mense gevra vir ons kwotasies te kom gee. En die kwotasies het gewissel. Michael hierdie kon ek nie verstaan nie. Die meerderheid kwotasies was hier by 15, 16, 17,000, maar ons het kwotasies tot by 60,000 gekry. Ek wil nog daai mense bel en sê ek soek nie 'n nuwe yskas nie, want dis wat 'n nuwe yskas is. Ek soek 'n nuwe kompressor, maar
God help ons deur ons donkerste krisis, want in die week kry ek 'n oproep en sê die persoon vir my, die Here het op hul hart gelê om dit vir ons te betaal vir die gemeente. Oor die R15,000. Sien jy die donkerste krisis, is God daar om te hoor. En hy antwoord jou en my, en hy help ons. En kom ons wees realisties, jy sit vanoggend hier. Wat kan ek vir jou sê? Jy het hier 'n donkerste krisis al gekom, want dis hoekom jy nog hier is. Ja, ons almal het krisis, omdat God het jou deur daai donker krisis gedra, en dis hoekom ek en jy nog hier is. Ons het Vrydag net ons piknik, baie van julle het die storie al gehoor, ek het dit nou al vertel, maar ek wil so 'n bietjie in detail vertel. Ek het gevoel ons weer 'n piknik hou en weet Grizzlies Waterpark is die ideale plek. Probleem is ek weet baie kan dit nie bekostig nie, want dis R120 per persoon die ingang. En in die week het Jaco en Jeanette vir ons R46,000 se kaartjies gegee. God kom met 'n antwoord op hierdie wyse. En nou klink dit, wow, dit gebeur nie met my nie. Luister, dit gebeur met jou, maar jy moet net so 'n bietjie begin notisie neem. Want die probleem is, ons neem nie notisie van wat God vir my en jou doen nie. Want ons is so gefokus op ons probleem, ons sien nie die oplossing. Ons kom nie by die oplossing uit nie. Wie daar's 'n liedjie wat sê, Heer verees duisternis, gaan af met my gitaar. Heer verees duisternis, soos die helder middagson, Melanie kom sing gesong met my. Ek wil hierdie liedjie vir u sing, dan gaan ek verder gaan. Onthou ek het gesê, ek moet improvise môre, so julle moet nou help. Hierdie lied, toe ek hierdie versie lees van sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel. Hy red my. Toe kom hierdie koortjie by my op. Dis nie almal wat hom ken nie, dis hoekom ek Melanie nou gevra het om vir my te kom help. Heer, vir u is duisternis, soos die helder middagson. Waar u met my saamgaan, is daar lig, net waar ek kom. Heer, u beskerm my met die krag wat my omring. Te wonderbaar, te hoog vir my, van die almaak moet ek sing. Heer, vir u is duisternis, soos die helder middagson. Maar u met my saamgaan, is daar lig, net waar ek kom. Heer, u beskerm my met die krag wat my omring. Te wonderbaar, te hoog vir my, van die almaak moet ek sing. Heer, u beskerm my met die krag wat my omring. Te wonderbaar, te hoog vir my,
Heer vrees duisternis soos die helder middagson. Wat maak die verskil? Die verskil is, die Bybel sê God is lig. Ek lees eendag wat 'n filosoof skryf. Dit het my eers getrigger om te sê, ag nee, wat hierdie ou weet nie waarvan hy praat nie. Want hy skryf dat duisternis het nie bestaansreg. Dag ek duisternis het nie bestaansreg nie. Dis kwaad, want dan is duisternis reg rondom ons. Sit oor die ligtafel van duisternis. As sluit jouself toe in 'n kamer waar daar nie lig inkom nie, sit die lig af en is donker. En hy skryf, hierdie filosoof, dat duisternis het nie bestaansreg nie. En toe lees ek verder en toe lag ek, want hy's reg. Duisternis is net die afwesigheid van lig. Dink so 'n bietjie daaroor. Vat 'n kersie en steek hom aan, is dan lig in die duisternis. O ja. En wat sê die Bybel? God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. So hy filosoof is reg. Duisternis het nie bestaansreg nie, maar dit is die afwesigheid van lig. Soos jy duisternis wil weg hê, bring net lig in. As jy die duisternis in jou lewe wil weg hê, bring net God in. Want God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. Dis een van die redes hoekom daar die nag en donkerte in die hemel is. Want God's lig, soos heeltyd lig daar. Maak ek nie sin wat ek nou vir gesê het van hierdie filosoof? Duisternis is net die afwesigheid van lig. Hoe awesome! So ek en jy kan fokus op God, hy's lig en hy gee vir ons lig in ons donkerte. Ek het gisterand toe ek nou die laaste goedjies finaliseer en ek het 'n paar weke gewerk aan vandag se goed. En nou is daar nie krag. Nou kan ek dit nie wys. Wat jy volgende week wys. Kom ek op 'n foto af wat met my gebeur het in 2021 toe ek COVID gehad het. Weet jy nou, daar's 9 dae in my lewe wat weg is. Ek was in 'n koma. Ek was weg. Ek het geen rekolleksie van daai tyd nie. Dit was donker. Maar as God intree, dan kom daar lig. As God intree, dan kom daar 'n oplossing. En jy weet, daar's soveel miljoene dood aan COVID. Ek en jy was nie een van hulle nie. Hoekom nie? Want God het nog 'n plan en 'n doel gehad met ons. Dis hoekom ons nog hier is. Want die Here vereis duisternis soos die helder middagson. Ons moet net kans gee vir U om in te kom in ons donker omstandighede sodat daar weer lig kan wees en sodat daar 'n oplossing kan kom. Hy sê hier in vers 1 die laaste deel, die Here beskerm my, waarvoor sal ek dan bang wees? Ek het 'n grapie in hierdie week. Ek het dit gisteroggend vertel. Ek moet dit vir u sê, want ek was, weet kinders, as jy wil weet wat in 'n huis gaan vra vir 'n kind, né? Nou Jannie was 'n baie voorbeeldige seun, maar hy was ook 'n groot laaitjie, baie groot vir sy ouderdom. Maar hy was nie 'n boelie, hy was 'n rustige, saggeaarde ouetjie. En die skool bel eendag die pa en sê, meneer, jy moet kom, want Jannie het die een mannetjie 'n groot pak slaag gegee. En die pa gaan kantoor toe, hy is ongelukkig. So ongelukkig in sy hart oor wat Jannie aangevang het. En toe hy stap te sê, my seun, wat het jy gedoen? Ek het jou nie so groot gemaak nie. Hy sê, ek het jou geleer om altyd jou onderwang te draai. Hy sê, pa, ek het my onderwang gedraai, maar daarna het ek hom gevoeter. Asseblief, moenie altyd soos 'n kind probeer redeneer nie. Ek en jy moet toelaat dat daar lig kom in ons duisternis en ek en jy hoef nie bang te wees nie.
ouens het eendag vir my gevra, inteendeel 'n groep bikers, toe sê hulle, ek tree vreemd teenoor hulle op as pastoor. Ek sê nou, hoekom sê julle dit vir my? Hulle sê, want jy is nie bang vir ons. Ek sê, waarvoor moet ek bang wees? Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is, en beslis groter as julle. Ek is al gekonfronteer in my bediening met groot ouens. Maar weet jy, ek is nie bang nie, want ek weet my God is groter as enigiets en enigiemand. En dis hoekom ek en jy moet eerder konsentreer op God en op die lig as op die duisternis. Net gisterand toe ek so deur die goed gaan, toe herinner ek my, een van my vorige gemeentes was in Sonop Brits. Ek dink baie van julle weet waar Sonop is, en ken Sonop, né? Nou kom ek vertel julle net vinnig van Sonop, en dat ek net vir julle hierdie verhaaltjie vertel wat my gebeur het. Sonop is 'n staatsnedersetting gewees. So die armes van die armes het daar gebly. En ek het eendag het 'n vroutjie gesê, asseblief pastoor, kom help. En ek het daar ingegaan en ek het die man bestraf in die naam van die Here, want hy het sy vrou genok en haar goed geslaan en die kinders sleg. En die volgende oomblik pluk hy 'n vuurwapen uit en hy begin op my skiet. Baie ouens sal sê, ja, hy was seker gesyp wat hy bly miskiet het. Sê ek, nee, hy het misgeskiet want God het toegelaat dat hy miskiet. Dit is die goed wat my gebeur het. Ek kon nog 'n getuienis vir u gee. Wys jy net hoe God intree in duisternis. 'n Sondag aand diens aan Sonop. Na die diens kom 'n vroutjie en sê, asseblief pastoor, jy moet help. My seun is buite beheer, nou ek ken die seun. Die seun is oor die 2 meter lank, so groot boelie. Hy het die hand uitgeruk by die huis en ek gryp 'n paar kerkrasse hier en sê, kom, ons gaan huisbesoek doen. Die broers het geëis as ek sulke goed sê. Maar in elk geval ons is by die huis in. En hier kom hierdie meneer. Nou kyk ek so op na hom, ek sê, maar ek bestraf jou in die naam van die Here. En hierdie ou wil nog wara en hy het gehakel ook, so ek het dit uitgebyt. Hy kon nie uitkry wat hy vir my moet sê nie. Maar die kerkras hier is krik so groot, hulle hardloop buitekant toe. Want hulle het geweet, hier kom 'n groot pak slaap. Maar hulle was verkeerd. Want weet jy, ek gaan na hierdie ou toe en ek sê, ek bestraf jou in die naam van die Here, poef, 2 meter grond toe. Ek het hom nie geslaan die God het. Ek was les, maar ek het niks gedoen. En ek het gebid dat God verandering gaan bring. En weet jy wat, God het verandering in sy lewe gebring. Maar ek en jy moet ophou bang te wees en eerder konsentreer op die lig op God, as wat ons konsentreer op die probleem. Maar die vyand wil ons op die probleem konsentreer. Hou op om op die finansies te konsentreer, konsentreer op die oplossing. Op God. Hou op om te konsentreer op die onrustigheid waar hy is, konsentreer op God. Op die vrede wat hy bring. Die lig wat in die duisternis inkom. Ek gaan dan na vers 4 toe. Want Dawid skryf hier, en dis vir my die mooiste, hy sê, daar's een groot wens in my hart, en dit wil ek met my hele hart najaag, dat ek my hele lewe lank by die Here mag bly. Ek wil gou hê dat al die stigtersgemeentelede wat vanoggend hier is, en julle is nie baie nie, maar daar is nie baie oor nie, kom staan gou hier by my, asseblief. Ek wil vir ietsie wys. Dink om presies te wees, ons is 5 vanoggend. Nou broeder en suster, ek is so dankbaar
vir hierdie mensies. 26 jaar thuis wat jy met my uithou. Hulle hou al baie langer uit met my ma. Weet maar. Weet jy, die Here praat met 'n klompie broers en susters op 'n stadium en hulle toe na ons toe gekom. Dit was nie ons idee van die begin af om die gemeente te begin nie. En ek wil net vir u vertel wat gebeur as daar lig en duisternis inkom. Want dit was 'n klomp mense wat regtig seer gekry het. Mense het hulle seer gemaak in die kerk. En dan kom nou ons toe en sê maar hulle wil iets nuuts begin. En ek het maar in die begin gesê, nee, wow, Ja, en God het met my en Melanie ook gepraat en ons het toe begin. Nou ons eerste diens was op 21 Maart 1999 in Hermanstad Laerskool. Maar laat ek julle vertel van die lig wat daar in die duisternis ingekom het. Ons besluit toe, okay, ons gaan kerk hou. Nou waar? En een van die boeties wat saam met ons begin het, om Pieter Badenhorst te sy naam. Wiets familie van jou. Hy sê vir ons maar wag so bietjie. Hy ken die een hoof in ons omgewing. Hermanstad Laerskool se hoof. En dit was op daardie stadium die waarnemende hoof. Meneer Bertie Matthijssen, baie van u gaan hom ken. En ekskuus julle, ek het vergeet om my foon af te sit. Dis 'n sonde. Kyk. En ons bel vir Bertie Matthijssen en hy sê, "Joh, dis nogal toevallig." Want ons het hom die donderdag gebel. Die donderdag aand het hulle beheerliggaam vergadering gehad, want hulle sê daar's nog 'n groep wat aansoek gedoen het om die saal te gebruik vir kerkdienste. Nou maar, ons het ons brief ingegee. Ons gee ons brief in. En ek sal nooit vergeet wat gebeur het nie. Ons albei word goedgekeur met die verstandhouding dat ons moet ooreenkom oor tye. Om 'n lang storie kort te maak, die ander ouens wou nie dit so doen nie, so ons was die enigstes wat oorgebly. En ons kry Laerskool Hermanstad se saal, wat sal nooit vergeet nie, weet jy hoeveel kos dit ons 'n maand? R500. En dis hoe ons kerk begin hou het. En ons het later geskuif tuine toe en toe nou hierso, maar ons sal dit volgende week behandel. Die feit is net, daar's broers en susters wat by mekaar gekom het en gesê, kom ons doen wat die Here sê. En weet jy, ons het lank gesit en jy gaan volgende week die visie en missie ook hoor, onthou pa dit, lang gesprekke. Maar ons het een ding besluit, ons gaan konsentreer op ouens wat seer gekry het. Baie van julle wat hier sit is ouens wat seer gekry het langs die pad, is ek reg? En julle is hier vanoggend. As gevolg van broers en susters wat gehoorsaam was aan die stem van die Here, wat besluit het dat lig inkom in duisternis. En ek dank die Here vir 26 jaar verder. En kyk waar staan ons, die Here voorsien. En die Here bly onderneem. En ek moet dit noem, ons sal dit seker volgende week ook noem. Daar het al 10 gemeentes afgestig in 26 jaar uit hierdie gemeente. 10. Dis was God. En dis lig wat in die duisternis inkom. So ek wil net vir hierdie Thys, dankie vir jou. Waardeer vir jou. My liefie, jou waardeer ek die meeste. Hierdie is my skoonma, maar ek waardeer vir my baie dankie. Pa, baie dankie. Waardeer vir pa ook. Dis wat ek probeer sê vir u vanmôre, broeder en suster. Ek en jy hoef vir niks bang te wees nie. Maar as een groot wens wat ek en jy moet hê soos Dawid, dat ek my hele lewe lank by die Here mag bly. Ek het gistermiddag het ek weer die rugby gaan open daar by
Grizzlies Rugby Club. En is vir my so awesome, want weet jy wat gebeur? Die manne draf op die veld, die skeieregter kom op, en dan gaan hulle in groepies en hulle staan stil, want hulle wag nou vir my. En dis nie dat ek bid nie, ek bring vir hulle skrif ook, en 'n kort gedagte, en dan bid ek vir hulle, en dan skop hulle eers af. Weet jy hoe laat dit 'n mens voel? Wow! Hulle luister nie eens altyd na die skeieregter, hulle luister na die pastoor. Wat sê broeder en suster, dit is wonderlike tye om net te sê, maar wag so 'n bietjie. Ek is beskikbaar, ek wil doen wat die Here sê. Ek wil gehoorsaam wees en ek wil met my hele hart en met my hele lewe daai een groot wens hê, dat ek my hele lewe lank by die Here mag bly. Ek het dit nie lank terug genoem nie, ek weet ek het dit op die huwelikskursus ook genoem. Ek het Melanie eendag gevra, sy nog nooit gedink aan skei nie, toe sê sy nee, maar moord baie keer. Het ek al gedink om op te skop? Ja, ek het. Maar dan het ek net weer eens besef, vir wie doen ek dit? Nie vir my nie, nie vir ander mense nie, ek doen dit bovenal vir God. Want jy sien, dit gaan oor Heer vir eers duisternis, soos die elke woord so. En dan sê hy, sy wonderlike naby, ek wil 'n dag en nag beleef, ek wil ervaar hoe goed hy vir my is. Ek wil weer en weer daaroor nadink, wanneer ek kom aanbid. En broeder en suster, God bly net voorsien, en God bly net onderneem. En hy bly net vir ons help. Maar dan moet ek en jy op 'n punt kom, waar ons net sê, Here, ek wil net myself gee vir U. Want Jesus kan alles doen. En ek weet die Here gaan help, en ek weet die Here gaan onderneem. Pastoor Wies, kom staan nie by my asseblief. Ek en hy het vir jare 'n program gehad, Jesus kan alles doen. En ons stond omtrent elke keer as daar tyd was, het ons hierdie liedjie gesing, en ons gaan hom vanoggend sing. En ek wil hê julle moet saam met my sing. Ag, Eddie, bring net my gitaar weer vir my. Janie gaan op die dromme vir my. En dan gaan ons die Here loof en prys. Kom ons staan op. Want Jesus kan alles doen, dis hoekom ons nog hier is. Michael, julle moet kom om te sing. Waar's my voorsangers? Julle gaan saam met my sing, ons is koor vanoggend. Kyk. Ja, kom, bring ons speel op gee. Waar's al my voorsangers wat in die banke sit? Marina, kom. Hier moet 'n koor wees hierso. Waar's die ander wat ook voorsangers is? Kom staan hier voor. Kom saam. Jesus kan alles doen. Nou kyk, maar julle moet nou sing, nou wil julle nie terughou nie, is dit reg? Want Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Want hy is die Alpha, die Omega, die begin. Alles doen,
net dankie, dankie vir die Here. Sê 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 net dankie, dankie vir die Here. Ons sê net dankie, Jesus. Halleluja. Prys die Here. Kom ons gaan net ons oë sluit en ons hierdie liedjie gaan sing. Halleluja. Se plek en neem baie dankie. Nou broeder en suster, ons het vanoggend baie hartseer ding wat ons moet doen voor ons gaan kom. Moenie worry nie, dis nie die dood nie, netjie daaroor. Ons het 'n hartseer dingetjie wat ons vanoggend moet doen. My eie ouers, Piet en Kitty Nel, hulle moet ongelukkig as gevolg van gesondheidsredes is hulle kennis gegee by Emily Hobhouse. En hulle het nou ander huise gekry in 'n versorgingssentrum aan Pretoria Noord. En my pa moes ook ongelukkig toe nou sy kar verkoop, want is maar 'n gesukkel nou met die kar. En ons moet vanoggend vir hulle tot siens sê, so ek gaan vir hulle vra om vorentoe te kom asseblief. En hier by my kom staan asseblief tuis as jy net wil help.
my hartseer voorreg gehoor. Ek moet Piet en Tannie Kitty precies te sê, in aanhalingstekens. Ons gaan hulle weer sien. Hulle gaan nou na die versorgingseenheid toe. En ek wil net vandag vir Piet en Tannie Kitty sê, baie dankie vir wat jy vir my en almal gedoen. Maar ook vir die gemeente. As ek volgende moet vra hoeveel Bybelkollege student hier is miskien bietjie donker, maar steek bietjie op jou hande. Kyk dan. Hierdie Bybelskoolstudente is as gevolg van die Piet en die Kitty. Piet dit jare lang, van ek hier is om Piet deel te wees van die Bybelkollege. En dit is ons klas help aanbied. Tot hy nie meer gewoon recht te doen as gevolg van sy gesondheid. En dan wil ek vir julle sê van Tannie Kitty. Sy is 'n snaakse tannie. Sy het 'n baie fyn sin vir humor. Die van julle wat dan ken. So van my kant af op Piet en Tannie Kitty. Baie dankie. En baie voorspoed en baie sterkte. Julle weet hulle sê om te verhuis sit baie trauma op 'n mens se lewe. En dit is so. Hulle gaan van 'n bekende na 'n onbekende. Maar ons vertrou die Here op die wat hy saam met julle is. Soos ons vanoggend gehoor het, dat die Here is altyd by ons. In ons donkerste tye is hy daar. En ons sê vir die Here baie dankie daarvoor. En ek wil graag jou Piet, hy wil iets sê, voor ek gaan bid, wil ek ook Piet kans om iets te sê. Gelukkig is dit soos my seun het ek 'n baie harde stem. En dan kom ek die keer uit toe ek jong was, toe was daar nie mikrofone nie. Toe was die pastoor maar gepreek het sonder mikrofone. Maar ek wil in die eerste plek dankie vir die Here sê. Dankie vir sy liefde, vir sy genade. Dankie dat hy ons so lank beskerm het. Ek en my liefde uitgewerk, Andries. Ons is amper 25 jaar by jou. Hulle is maar net so 'n bietjie oor 'n jaar toe ons hier by langs gesluit het. En ek geïnviteer. En toe ek hier kom aanbid. Dit was my voorreg geweest om eers saam met my seun in die bediening te staan. Saam en Sondag. En toe hier so saam met Jaapie julle getrou het. Om aan die Bybelskool kennis oor te dra. Ek dank die Here, dit is die Here wat in sy gewys het. Dit is nie ek gewees nie. Elke keer wat ek voor die klas gestaan het, en ek altyd die Here gevra, Here, nie ek nie, maar U in en deur. Ek is so bevoorreg gewees. Ek is so lief vir julle almal. Ek gaan julle mis. Ek gaan uitdrukkings mis. Hierdie boodskap het vanmorgen gebring is, dat ek en my liefde, as ek hier in donker tyd staan, in donker tyd, maar die Here het vir ons 'n deur oopgemaak, en ek gee hom al die eer, al die lof. Dit is baie hartseer dat ek afskeid neem. Mag die Here julle seën. Mag die Here se genade oorvloedig oor julle wees. Al die dae van julle lewe. En ek wil afsluit, gaan nie die lied sing nie. En net sy woorde sê. Daar bo in die hemelse Kanaan, daar ontmoet ons mekaar. Met Jesus ook daar. Amen. Amen. Speel Vader ons saam reg. Ons gaan na 'n lied vir die sing. Ek gaan hom gou speel en hulle gaan hom saam met my sing. Baie ou lied, maar 'n besonderse lied. Baie ou lied. Good.
almal gaan opstaan, Pastoor Jaapie gaan vir hulle bid en stem net saam en steek net die hand na hulle toe uit. Asseblief baie dankie. Ek wil toch vra, kom raad en die handelaar en ons op die orde. Jou discipline. Dis die pastore wat hier in Piet se hande is. En ek gee die Here die eer vir wat hy gedoen het. Kom ons sluit ons oor. Ek wil Vader baie dankie dat ons vanoggend toe Piet dan die kan opdra hier. Amen. Here, hierdie pragtige lied wat ons nou gesing het, is so waar. Ek dink altyd in Piet as ek sê, die Here gaan ons kom haal. En hy gaan ons verander om te wees soos hy is. Amen. En ons sal by hom wees vir ewig. Amen. Dan sê dit alles hier kom. Here, U is so goed. Ons wil U eer doen. Vir die twee mense se lewens en die inset wat hulle gemaak het in ons gemeenskap. En ons dank U, Here, dat ons hulle kan groet vandag. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. En dat die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van ons Here Jesus Christus altyd met hulle sal wees. Waar hulle ook al gaan en wat hulle ook al doen. Dankie Here dat ons kan weet. Hulle het hulle verlustig in U. En U het hulle gegee, die gees van die Here. Amen. En ons dank U Here. Seën vir hulle en behoed en bewaar. Ek bid ook vir hulle familie, Agnes, Melanie en hulle kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Seën hulle vir hulle Here. Sal weet. Eendag as ons weer moet praat. Ons keer die dag voor in Jesus naam. Amen. Amen. Ek het net een versoek. Kom ons luister gou. Ek het net een versoek. Ek wil vra dat my seun voor onsself. Here Jesus, ek sal vir my Vader die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek sal vir my Ma die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, dankie dat ons hulle nou kan seën. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek gaan saam met hulle stap. Nog werk vir hulle, dis hoekom hulle nog hier met ons is. En ek weet jy gaan vir hulle deurdra elke tree. En ons gee die Vader. Amen. Amen. Kan jy sy plekke neem? Ek wil net vir u noem, my pa is op hierdie stadium. Die oudste lidmaat in die gemeente, hy word 22 Oktober word hy 90 jaar oud. En my ma is volgende maand, die 22 April, is sy 88. Ek weet nou nie wie hou met wie uit nie, maar hulle was Januarie, was hulle 68 jaar getroud. Hoop net ek word so oud soos hy nie. Baie dankie God. Nou broeder en suster, is ook my voorreg vanoggend, beklank of nie, ons gaan doop en sorry, Nikita, kom staan jy hier voor, die heater was af van 2 uur vanmorgen, so ek hoop my water is baie koud. Kom ons staan so 'n bietjie hierna toe, dan kan ons bietjie in die lig wees, daar is hy. Nou ek het laas week, het ek Nikita se pa en ma gedoop, en sy wou nie saam met hulle gedoop word nie, oor een eenvoudige rede. En ek het dit so gerespekteer. Want sy het gesê, sy wil hê al die fokus moet op pa en ma wees. Sy wil nie van die fokus wegvat. Want haar pa en ma is vir haar so belangrik. En dis hoekom sy gesê, sy wil eerder die week opgedoop word, maar gedoop wil sy gedoop word.
Nou die van u wat laasweek hier was, ek moes Rudy bietjie ekstra hou, want dit het gegaan oor 'n biltongsaal. En Rudy het met my gepraat oor haar dogter, so ons gaan kyk of ons kan oortref vanoggend. Moenie worry nie, ek is te lief vir jou, hoor. Nou broeder en suster, ek sal in elk geval oor van dit gedoop het, van dit oor gepreek het vanmôre. Wat sê die woord van die Here oor die doop, die waterdoop, die groot doop? Dis so eenvoudig. Want Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle. Die Griekse woord is baptizo, wat beteken onder die water in. In die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. En dan belangrikste is, ek stop nie vandag hier nie, en leer hulle. So jy moet leer van hier af aan. Wat het is om kind van God te wees en wat het is om die Here te dien. Want binne 'n paar weke, ek dink is oor 3 weke, trou sy ook nog. En dis ook iets besonders wat voor lê, maar vandag is selfs belangriker as jou troudag. Want vandag doen nie wat die Here sê. Ja, met die troue ook, maar vandag is dit direkte opdrag van die Here. En ek weet die Here gaan vir jou help en die Here gaan vir jou onderneem. Nou daar is nog 'n versie, Markus 16 vers 16, wat sê, as jy glo en jou laat doop, sal jy gered word. So wat jy vandag doen, is deel van jou reddingsproses. En mag die Here vir jou help en vir jou onderneem en vir jou deurdra op dit wat jy vandag gaan doen. Hy sê, Here, dis deel van my reddingsproses, ek doen wat die woord sê. Nou ek gaan vir jou 3 vragies vra. 4 vragies, het jy jou werklik tot God bekeer? Het jy Jesus Christus aangeneem as jou persoonlike saligmaker? Glo jy dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees op drie-enige God is? En verlang jy derhalwe om gedoop te word deur drievoudige onderdompeling? Ooreenkomstig Matteus 28 vers 19. En dan beloof jy jou om te onderwerp aan die woord van die Here, die tug van Koinonia Christensentrum, ooreenkomstig die voorskrifte, soos wat dit voorkom in die woord van die Here. Wat is jou antwoord? Nou broeder en suster, ek gaan vir die vraag dat jy weer gaan staan, en kom ons steek ons hande na toe uit. En ek gaan toch vra dat haar aanstaande man nie by haar gaan kom staan en haar ouers en aanstaande skoonouers ook nie by haar gaan kom staan. Want julle is die hoofrede hoekom sy tot hierdie stap oorgegaan het. Julle elkeen het 'n inspraak gemaak. En ek wil hê julle moet hier by haar kom staan. En kom ons gaan saam bid, saam met hierdie gesin. Want daar's 'n paar groot weke wat vir hulle voorlê. Vandag is baie spesiaal. En ek weet die Here gaan julle baie ryklik seën vandag. My pastore wil julle net kom. Ons vir hulle hande oplê. Saam met hulle bid en vir die Here vra om vir hulle te help, en spesifiek dan ook vir Nikita vandag. Dan net vir my weer die olie asseblief, Shamain. Here, ek salf dan ook vir Nikita in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons steek ons hande uit na haar toe. Here, dankie, want ons nou ons hand op haar kan lê. Jesus, hy's besig om haar lewe om te keer, want sy wil regmaak. Sy wil die regte pad begin stap, en sy het haar hart aan U gegee. En nou wil sy ook, Here, gedoop word ooreenkomstig die woord. En dankie dat U vir haar gaan seën, U vir haar gaan help, U vir haar gaan onderneem. Here Jesus, dankie dat U gaan voorsien. Ek wil ook bid vir haar familie, haar aanstaande familie, aanstaande man. Here, dankie dat U hulle so wonderlik gaan seën, om haar ook te ondersteun. Want ons weet die duiwel is nie gelukkig met wat sy vandag doen nie. En die aanslag gaan kom, maar vyand, ons bestraf jou in die naam van die Here. Dankie vir wat U doen, Here. Die lof en die ere kom U toe. Amen. Ek kan ook aantrek. Jy kan die sitplekke nie, baie dankie. Ok, kom ons gaan net luister, Pastoor Jaapie gaan net ook iets met julle deel. Ons gaan net gou aantrek, doopdiens doen, dan gaan ons afsluit en dan gaan julle die kaartjies kom haal.
Baie dankie. Ek gaan met julle deel vanoggend in Psalm 103. Terwyl ons gevas het, ek die Here vertrou en sê, Here, hierdie Psalm, en hierdie Psalm dra soveel gewig. So ek wil hierdie Psalm net saam met julle lees, net so 'n bietjie daaroor gesels. Hy sê Psalm van Dawid: Loof die Here o my siel, en alles wat in my is, sy heilige naam. Ek gaan oor hoe ek die Here loof, met alles wat ek het, en alles wat ek is, loof ek die Here. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. As ons vanoggend moet kyk, hoeveel dinge die Here al vir ons gedoen het. Net vanoggend met hierdie diens, al is hy nie krag nie, die Here is hier. Loof die Here oor my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Nou gaan hy die lys van weldade noem, dat al jou ongeregtigheid vergewe, en al jou krankhede genees. Alles. Hy het alles vergewe, en hy genees ons krankhede. Hy genees ons siektes, hy het hom gedra op die kruis. Met jou lewe verlos van die verderf, en met jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Hy het ons lewe verlos van die verderf. Wow, dink net daaraan. Vir ewig sal ons by hom wees, soos hy is, by hom vir ewig. Jou siel sal hy versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nie word soos die van 'n arend. 'n Arend, julle ken sekerlik almal die storie van hoe 'n arend homself vernuwe. Hoe hy sy vere uittrek, en sy naels uittrek, en sy bek, sy piep stik en slaan. En dan sit hy en hy wag, totdat alles goed uitgegroei het. En dan gaan hy met sy lewe aan. En dis wat die Here met ons doen. Hy vernuut ons elke liewe dag. Ons gedagtes word vernuwe. Al word ons ouer, en eendag sal ons doodgaan, soos Anders gesê. Maar ons weet, ons word vernuwe. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Die Here is in beheer. Hy sien wat gebeur, hy slaap nie. Hy sien wat gebeur. Hy het aan Moses sy lewe bekend gemaak, en aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en groot van goedertierenheid. Ons laplaas in die aand wat ek so moes geskreeu het, so. Dit is 'n bietjie water van. Hy sal nie vir ewig twis, en nie vir altyd sy toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes, en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Dankie Here daarvoor. Hy handel nie met ons volgens ons sondes nie. Want sower as die hemel is bo die aarde, so geweldig is die goedertierenheid van die Here. So ver as die ooste is verwyder is van die weste, so verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader ontferm oor die kinders, so ontferm die Here oor die wat hom vrees. Die Here is daar. Want hy weet wat 'n maak ons is. Gedagtig dat ons stop. Die Here weet hoe ons is en wat ons is. Gedagtig dat ons stop is. Die mens, soos die gras is hy daar. Soos 'n blom van die veld, so is hy. So bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer daar nie. Sy plek ken hom nie meer. Elkeen van ons gaan op 'n plek kom, waar ons hierdie wereld verlaat en na die Here toe gaan. Dis die Here plan om te kom. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid, oor die wat hom vrees. En sy geregtigheid is vir kinders, vir die wat sy verbond hou, en as sy bevele dink om dit te doen. So hierdie belofte is vir ons kinders se kinders en hulle kinders. Vir die wat sy verbond hou, moet ons kinders leer, die jong mense, die kinders, om die verbond van die Here te hou, om sy weet te wandel.
Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Sy koninkryk heers oor alles. Sy koninkryk heers oor alles. Hy wat in my is, in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Loof die Here sy engele, kragtige helde, wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Die engele is saam met ons verhoore, in aanbidding tot God. Hulle is hier, al sien ons hulle nie, hulle beskerm ons. Loof die Here al sy leerskare, sy engele, loof die Here al sy dienaars, wat sy welwaar doen, dis ons almal. Loof die Here, al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here oor my siel. Kom ons gee die Here 'n lekker hand. Nikita Visser op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Nou broeder en suster, Rudy, ek het dit gedoen. Ons gaan nou afsluit en ek gaan dan vra dat Pastoor Piet vir ons die laaste keer gaan kom afsluit, want seker nie die laaste keer nie, maar voor hulle nou ook gaan trek en wil net vir u noem hoe dit gaan werk. U gaan van daai kant af, u gaan 6 tafels hier voor wees en daar wees 6. Dan kan u gou die kaartjies kom kry asseblief, u kan nie kaartjies vat vir mense wat nie hier is nie. Dis, ons het 400 kaartjies gekry en dis dit, ons moet dit gebruik. So u gaan elkeen 'n kaartjie kry, kinders 12 jaar en onder kry 'n ander kaartjie as die volwassenes. So 'n tiener is 'n volwassene, so as jy tieners het 12, ouer as 12 jaar beteken 13 en op, dan moet jy 'n volwasse kaartjie kry. En jy kan 'n kaartjie vir elkeen van die gesin kry. Maar asseblief, jy kan nie vir ouma en oupa 'n kaartjie kry wat by die huis sit nie. Hulle moet hier wees, want ons het net kaartjies vir die wat hier is. OK. So, kom ons gaan opstaan, Pastoor Piet gaan vir ons afsluit, en dan gee net kans dat hulle net die tafels gaan regskuif, en dan kan u gou die naam kom neerskryf, telefoonnommer, en hoeveel kaartjies volwasse en kinders, baie dankie. Kom ons staan. OK, kom ons bid saam. Die Here sê, wees stil en weet dat ek God is. Aan u die driemaal heilige, almagtige, drie-enige God, al die lof en al die eer kom u toe tot in ewigheid. Dankie vir die liefde, dankie vir liefde wat geen einde nie, onvoorwaardig is. Dankie vir genade wat onbeskryflik groot is. Eer, Here. Here, nou bid ek die seën van u af op hierdie gemeente en op hulle pastore. Mag die liefde van God die Vader, die genade van Christus Jesus, die Seun van God, en die Heilige Gees, die trooster met u wees, totdat Jesus u kom aan. Amen. Amen.